Romeine 2. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy jou toorn as 'n skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.